Ons moet so versigtig wees wat ons dink. Want mediese navorsing sê dat dit wat ons dink veroorsaak 'n chemiese reaksie in ons brein en dit het 'n effek op ons liggaam. Dit het 'n effek op jou immuniteit. Dit het 'n effek op jou gemoed. So daarom moet jy versigtig wees dit wat jy oordink. En Spreuke sê mos, wees versigtig wat in jou hart aangaan, want dit word jy. Wat in jou kop aangaan, want dit word jy. So kom ons wees versigtig wat ons dink. Hulle reken dat as jy jou vir 'n paar minute lank bekommer, dan onderdruk dit daarna jou immuunstelsel sommer vir 'n paar ure. Ek het hierdie interessante navorsingsstuk gelees en dit is gedoen by die Harvard Universiteit deur 'n ene professor Langer. Nou, dit was in 1989 het hulle hierdie studie gedoen. En hulle het 'n klomp mense gevat, ouerige mense bo 70 en hulle het hulle vir 10 dae lank na 'n vakansieoord geneem. En vir hulle gesê vir hierdie 10 dae mag hierdie 70-jariges net dink aan musiek en aan tydskrifartikels en TV-programme en 'n tyd in hulle lewe 30 jaar gelede. Met ander woorde hierso in 1959. So hulle is teruggevat in hulle geskiedenis in en dis alwaaroor hulle maar gedink het en gepraat het en na daai tipe musiek geluister het, koerante gelees het van daai tyd. En toe doen hulle 'n ondersoek op hierdie ouer mense. En weet jy wat was interessant? Hierdie ouer mense het 25 jaar jonger kognitief en fisiologies gereageer nadat hulle vir 10 dae lank net teruggedink het aan 30 jaar gelede toe hulle jonk was. So kyk nou net wat se effek het jou denke op jou liggaam. Hulle sê dat 'n mens se onderbewuste kan nie onderskei tussen waar en vals nie. Met ander woorde, as jy negatiewe goed in jou onderbewuste plant, dan gaan dit begin groei, dan gaan dit begin posvat. Jy gaan dit begin glo. As jy lank genoeg vir jouself iets herhaal, dan gaan jou onderbewuste dit begin glo. En daarom moet ons soos Paulus sê, elke gedagte gevange neem. Hy sê dit in 2 Korintiërs nou. En dit onderdanig maak aan Christus en vir jouself vra, dit wat ek dink, is dit in lyn met God se woord? Is dit goed vir my? Dit hou op om goeders te oordink wat jou moeg en negatief maak. So baie keer dan top 'n mens oor goed. Iemand stuur nou die dag vir my 'n negatiewe brief. Dan top ek ure, dan kan nie slaap in die nag en ek dink net later, maar hoekom kies ek om hierdie ding te oordink? Kom ek amper soos 'n heliumballon wat jy vashou. Kom ek sny net daai ballon en laat hom net opgaan en opstyg en ek kies om iets anders te dink. Begin sommer 'n loflied sing of haal 'n Bybelvers aan. Kies bewuslik. Ek het 'n vriendin wat so 'n rekkie om haar arm dra en dan sê sy elke keer as sy iets negatiefs dink, dan skiet sy haarself in haar rekkie om haarself te herinner daaraan dat sy moet opbouende goed dink, want dit het 'n effek op jou liggaam. Ek lees nou die dag dat ons as ouers een positiewe ding vir ons kinders sê en dan teenoor 18 negatiewe goed wat ons vir ons kinders sê. Nou wat 'n effek moet dit nie op hulle ou lewentjies hê nie. So kom ons raak positief. Paulus sê mos so mooi in Filippense 4. Kom ons fokus op dit wat waar is en dit wat edel is en dit wat rein is en dit wat mooi is en dit wat prysenswaardig is. Dan sê Paulus, kom rig julle gedagtes op dit. Laat ons dit doen en God verheerlik ook met ons gedagtes. Nie net jou hart vir die Here gee nie. Gee ook jou gedagtes vir hom. Interessante navorsing wat gedoen is, dat hulle MRI, 'n breinskandering op 'n persoon gedoen het en dan het hulle die woord nee vir minder as 'n sekonde vir hierdie persoon geflits. En onmiddellik het daar 'n reaksie in hierdie persoon se liggaam plaasgevind en dit het hulle taal aangetas en hulle spraak en hulle logika en dit het hulle angstig gemaak, dit het hulle geïrriteerd gemaak. Daai een woordjie nee wat vir minder as 'n sekonde voor hierdie persoon geflits het. So kies wat jy dink vandag, want dit het 'n effek op jou liggaam.